Graag hê dat hierdie woord vanmôre gou met u elkeen gedeel word. Jesaja 55 vers 1. O almal wat dors het, kom na die waters. En wie geen geld het, die kom koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder prys wyn en melk. Vers 3. Neig julle oor en kom na my toe. Luister en julle siel sal lewe. Ek wil met julle ewige verbond sluit, die bestendige genade bewyse van God. Die Here het vanmôre uitnodig, kom na my toe en luister, en julle siel sal lewe. Daar sal 'n verandering in u en my lewe vandag wees. Alles sal nuut gemaak word. Die ou dinge is verby. Dit sal nie meer dieselfde wees nie. Maar dan moet ons vanmôre God se uitnodiging aan ons elkeen aanvaar en sê, Here, hier is ek vanmôre. Ek neem die uitnodiging aan. Ek het vanmôre 'n dors, ons het vanmôre 'n dors na u teenwoordigheid, die Heilige Gees. Mag die Here ook dan vanmôre vir u elkeen die begeertes van die hart vir u sal vervul. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre in u huis mag wees. Dankie Here dat ons vanmôre kan stil raak, Here, en kan hoor as u met ons elkeen op 'n besondere manier vandag gaan praat. Dat ons ook vanmôre, Here, hierdie uitnodiging wat u vir ons elkeen gegee het, dit sal aanvaar en sal doen wat u vir ons sal vra om te doen. Dat ons ook vanmôre sal luister, Here, en dat u ook onder die lofsang en die aanbidding en die lofprysing, Here, geëer en geloof en geprys sal word, want u alleen is waardig om aanbid te word. Dit is nie net vanmôre sing om hierdie diens te begin nie, maar dit is vanmôre 'n lofprysing aan u, Here, en die Heilige Gees se salwing en teenwoordigheid. Here, dat ons vanmôre, Here, in gees sal opstaan en u sal verheerlik. Ons dank u ook vir hierdie dag, ons dank u vir hierdie diens, die vrymoedigheid om in 'n gemeente te mag wees, waar ons elkeen tuis voel. Seën elkeen vanmôre met die woord, Here, en ons dank u daarvoor, Here. En ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Kom ons staan en ons dank die Here met 'n nuwe lied in ons hart, nuwe blydskap, nuwe vreugde, nuwe opgewondenheid. En ons gee vir die Here al die lof en die eer. Kom ons vergeet wat om ons aangaan. Kom ons vergeet die persoon langs ons en voor ons en agter ons. En kom ons bring vanmôre vir die Here al die eer.
mag die Here ook vanmôre deur sy genade en sy liefde vir elkeen barmhartig wees. Laat daar vanmôre uitroep is na God en sê, Here, hier is ons vanmôre, Here. Ons bring vanmôre, Here, dit wat nie maklik is nie, na U toe, Here, en U sal vir ons die oorwinning en die deurbraak en die blydskap gee. Ons altyd nederig en stil sal wees en sal weet, Here, U is koning, verander ons, maak ons lief. En dankie, Here, vir die troue liefde.
Hemelse Vader, vanoggend, Here, is dit ons gebed, Here, dat U verheerlik sal word. Deur elke asemteug moet ons hier neem, Here. Deur elke woord wat hier gespreek word, Here, dat dit sal wees tot aanneming. Ja, dat dit sal wees tot verheerlikheid van die grootheid. Dat dit sal wees tot uitbreiding van die koninkryk, Here. Here, U is die majesteit. Ons wil die naam verhef. En die naam is die naam bo elke naam. Mag dit so wees, Here, dat U, Here, vandag verheerlik sal word, Here, as ons woord gaan spreek, Here, elke lied wat ons gesing het, Here, dat dit sal opgaan as 'n aangename geur vir U. Here, mag dit so wees, Here, dat die hart en die woord sal inslag vind in elke hartseer en gees hier vanoggend. Here, dat die woord sal diep sny, Here, en dat die woord sal herstel, wat daar te herstelle is, Here. En ek dank U daarvoor, Here, dat die woord die weg, die waarheid en die lewe is. Die woord is die enigste bron van algehele absolute waarheid, waarvan U die waarmaker is, Here. Ja, Here, die woord kan nooit ooit leeg terugkom. En ek dank U daarvoor, Koning, in die wonderlike naam van die Here Jesus alleen. Amen. 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 U kan my sit plek neem, baie dankie. Baie dankie aan ons musikante en ons voorsangers. Wat 'n wonderlike voorreg om 'n talent te hê, om 'n musikant en 'n sanger te kan wees.
Geliefdes van die Here, vanoggend wil ek met die gesels, jy kan die tema daar op die bord sien, jou ja vir Jesus. Toe jy ja gesê het vir Jesus, wat het jy gekry daarmee en wat doen jy daarmee? Ek wil graag vir jy 'n gedeelte, 'n hele paar gedeeltes uit die woord vandag voorhou. Maar kom ons begin nou met 2 Timoteus. As jy die woord by jou het, kan jy saam met my lees. 2 Timoteus 2, daar vanaf vers 19. Wil ek graag vir jy voorlees. Hy sê daar, evenwel, die fundament van God staan vas in met hierdie seël. Die Here ken wat syne is en laat elkeen wat die naam van Christus noem afstand doen van die ongeregtigheid. Maar in 'n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en erdewerk. En sommige tot eer en ander tot oneer. As iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here. Maar vlug van die begeerlikhede van die jonkheid en jaag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here in 'n rein hart aanroep. En die wyse en die dwaase en onverstandige stryd vra moet jy afwys, omdat jy weet dat dit twis verwek, vers 24, en u en 'n diensknegt van die Here moet nie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig en een wat kwaad kan verdra. Vers 25, hy moet die weerspanniges in sagmoedigheid regwys, of God hulle nie miskien bekering sal gee tot kennis van die waarheid. Met hierdie gedeelte in gedagte, toe jy ja gesê het vir Jesus, het hy eintlik al lank terug vir jou ja gesê. Nog voordat jy op hierdie aarde gewandel het hy eintlik al vir jou ja gesê. Hoekom? Hy het jou gemaak nie sy. Die vraag is so, wat beteken dat jy ja gesê vir Jesus? Wat beteken dit nou eintlik? Is dit wel nie net 'n eenmalige belydenis, of is dit 'n hele nuwe leefwyse? Geliefdes van die Here, eintlik is dit 'n hele nuwe leefwyse. Die geleerdes en die sielkundiges sê dit vat 21 dae om 'n nuwe gewoonte aan te leer, wat ook al, dit al probeer, maklik nie. Maar om vir Jesus ja te sê, is heeltemal 'n nuwe leefwyse wat jy volg. Die vraag is, het ons nou die autoriteit of nie? Staan ons in 'n oorwinning of nie? En is dit alles die moeite werd? Onthou die laaste vraag. Ons gaan aan die einde van die boodskap weer oor praat. Is dit die moeite werd? So daarom praat ons vandag oor wat het jy ontvang toe jy ja gesê het vir Jesus? En dit is nie dat hy sommer net al jou sondes vergewe het nie. Die dag toe jy ja gesê het vir Jesus, glo ek, almal van ons het 'n vorm van die sondaarsgebed. Verseker, ons het die Here gevra om ons sondes te vergewe. En hy het nie net sommer net al jou sondes weggevat. Dis nie al. Hy het vir julle 'n pakket gegee. 'n Klomp goed wat ons na vandag gaan kyk, wat jy gekry het, toe jy ja gesê het vir Jesus. Hoekom het hy dit gedoen? Sodat ons in oorwinning kan lewe. Onthou, ons staan reeds in oorwinning. Jesus Christus het reeds aan daai kruishout alles vasgenaal, hy het alles oorwin, so ons staan vandag in oorwinning. Ons bid nie vir oorwinning, ons bid vanaf oorwinning. Verstaan dit? Amen? Amen? Verstaan jy dit? So dit beteken dit wat jy moet weet wat jy moet wees en wat jy ontvang het toe jy ja gesê het vir hom. As julle vir my daar agter Hebreërs 12 kan opsit, vanaf vers 27. Hy sê, en hierdie woord, nog eenmaal wys duidelik, die verandering van die wankelbare dinge as die geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly, vers 28. Daarom, dat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en God welbehaaglik dien met eerbied en vrees, want ons God is 'n verterende vuur. En as jy kan sien, hierdie staan in die Nuwe Testament. As jy gaan terugverwys na die Ou Testament, in Deuteronomium, heel in die begin van die woord,
die Ou Testament staan daar in 4 Deuteronomium 4 vers 24 staan al reeds, want die Here jou God is 'n verterende vuur, hy is 'n jaloerse God. So, as ons praat van 'n jaloerse God, dan ek het al iewers 'n prentjie gesien, God doesn't just want weekend visits, he wants spoilkast. So hy soek alles van jou. As jy vir hom ja gesê het, gee hy vir jou al die goed, maar hy soek alles van jou. In die geleesde gedeelte in 2 Timoteus vers 21, lees ons dat hy sê ons moet toeberei wees vir elke goeie werk. En 'n voorwerp tot eer in die koninkryk van God. Nou daar's 'n prediker wat ek al geluister het, 'n vroue prediker by name van Catherine Kuhlman. Ek weet nie of iemand al van haar gehoor het nie, maar dit maak nie saak nie wie sy was nie. Sy het altyd gesê, God soek nie goue voorwerpe of silwer voorwerpe nie, maar wel gewillige voorwerpe. So dit maak nie saak of jy goud is, of jy silwer is, of jy stikkend is nie, as jy gewillig is jy reg vir God. Dan gaan hy jou gebruik, dan kan hy jou gebruik. En juist dit, as jy nederig is, jy is gebroken, jy is stikkend, en jy het hom aangeneem, dan maak hy jou heel, juist dan. Dan kan God al reeds met jou werk. So, as jy beskikbaar is, vir God, en as God, jy ja gesê vir God, steek jou hand op, Here, hier is ek, gebruik my, daar is ek, hier is ek, gebruik my, amen, amen, jy het ja gesê, baie dankie. So, in Romeine 6, as ons 'n bietjie, heel wat skrifte lees, ek vraag gestaan vir my vrou, is jy nie vir ons skrifte in die boodskap, sy sê my nee, so, as jy na die tyd, sê daar is te veel, kom praat om met my, ja, so Romeine 6, gaan ons bietjie daar, ons spring so bietjie rond in die woord, Romeine 6, daarvan in vers 16 sê hy sê daar, weet julle nie, dat julle aan wie julle self tot diensknegte tot beskikking stel, om gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom, aan wie julle gehoorsaam is nie, of van die sonde tot die dood, of van gehoorsaamheid tot geregtigheid, maar ons dank God, dat julle wel diensknegte van die sonde was, let wel, was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat het julle oorgewewe is. Wat sê hierdie gedeelte vir ons? Hy sê die een onder wie jy diens doen, sal dit wees tot die dood of geregtigheid tot die lewe. So elke mens, ons almal, een ek, is ondergeskik vandag aan 'n geestestoestand. Jy is ondergeskik in die gees van God, of jy is ondergeskik aan 'n bose, aan die gees van die bose. Daar's nie middelweg. Dis either or, dit is nie, jy kan nie in die middel wees nie. Want hy sê, weet julle nie dat julle selfs as diensknegte beskikbaar stel, jy jouself beskikbaar stel tot verkeerde musiek, tot verkeerde flieks wat jy daar kyk, verkeerde goed, of stel jy daar beskikbaar tot die woord van God, wat jou denke kan beslis gaan. So die keuse is vandag, moet jy mooi gaan dink, as jy ja gesê het vir Jesus, is die laaste gedeelte meer van toepassing op jou, want God se woord sal jou denke verander. Hy sê daar so, Romeine 12, in Romeine staan daar, geskrywe, word nie aan die wêreld gelykvormig, maar vernuwe julle gedagtes. Hoe kan jy jou gedagtes vernuwe? Slegs deur die woord van God. Dis net die woord van God wat jou gedagtes kan vernuwe tot die beter, tot die groter. Hy sê ook daar, as julle diensknegte, maar julle was diensknegte, maar toe word julle harte gehoorsaam, want op die oomblik wanneer jou hart gefestig is op Jesus, dan word jy gehoorsaam aan die woord van God. As jy jou hart op God gee, as jy ja sê vir Jesus, dan word jy gehoorsaam aan die woord van God. Goed. Ek wil 'n gedeelte lees daar uit Job 36 af, vanaf vers 10. En ek wil hom net op hierso uit my eie woord uitlees. Ek wil net die skrif, die opskrif daar lees. Hy sê daarso, dit gaan oor die dienaars van God. Ek wil hom net, ek wil hom net gou hier in my eie Bybel kry. Dan sal ek Job 36. Ek wil hom net die opskrif daar lees. Die opskrif daar in Job 36, hy sê, as God beproewinge stuur, dan is dit om die mens te waarsku. Maar ek gaan vir julle lees daarvan in vers 10 af.
En hy sê daarso, dan open hy hulle oor vir die tugtiging en sê dat hulle moet terugkeer van ongeregtigheid. As hulle luister en hom dien, dan bring hulle daardeur voorspoed en hulle jare in aangenaamheid. Maar as hulle nie luister nie, dan kom hulle deur die spies en hulle blaas die asem uit sonder kennis. En vers 13 sê, maar die gelowse van hart koester nyd, hulle roep nie om hulp as hy hulle bind nie. So, as ons dan kyk na die geleesde gedeelte in Job, en ons dan kyk waantoe verwys hy in die Nuwe Testament, dan gaan ons daar na Romeine 2 toe. Daarvan op vers 5 toe, Romeine 2 van vers 5. Hy sê, maar ooreenkoms jou verhardheid en onbekeerlike hart, vergader jy vir jou toorn as skat in die dag van toorn en die openbaring van die regverdige oordeel van God. Die vraag wat ek wil vra vanoggend hier is, en dit is belangrik dat ou hierdie dit verstaan. Ek het hier soms geskryf, snap jy dit? As jy hom dien, as jy in jou ja vir Jesus hom dien, dan sê die woord, bring jy jou jare in voorspoed, eer en aangenaamheid, en hy wil jou verbaas met sy goedheid, met die goedheid van die Here, die oomblik wat jy hom aanbid, en hy dien, en terwyl jy hom dien, wil hy jou verbaas met sy guns, hy wil jou seën. En hier is glad nie 'n prosperity teaching nie. Glad nie. Al wat dit is, dis skriftuurlik korrek. As jy jou hart vir Jesus gee, jy sê vir hom ja, en jy dien hom soos die woord sê, dan sal daar goeie dinge op die pad kom. Amen. Stem jy saam met my? Amen. Amen. En dan sal 'n baie bekende gedeelte, Jeremia 29 vers 11. Ek is seker daarvan baie mense het al Jeremia 29 vers 11 gesien, dis op baie karre, en dis deel van ons kerk se logo ook, wat ons agter op die karre plak. Hy sê, want ek weet wat gedagtes ek gaan die julle koester. Hy praat van ons, van jy en ek. So spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om vir julle 'n hoopvolle toekoms te gee. So wie van ons wil nie 'n hoopvolle toekoms hê? Ek wil beslis. Beslis dat ek 'n hoopvolle toekoms hê. Amen. Amen. So, ek dink goeie gedagtes oor jou. En omdat God sê, ek dink goeie gedagtes oor jou, en dan wil hy dit sommer nog deel van sy woord. Jeremia 31 vers 17. Dankie Charlemagne. Hy sê, ja, daar is 'n verwagting vir jou nakomelinge, spreek die Here, en jou kinders sal terugkom na hulle grondgebied. Amen. So wie van ons vandag hier het 'n begeerte dat ons kinders moet terugkom na die grondgebied wat ons opstap? Amen. Amen. Ek sê maar op die hande op. Ja, amen. Want ons kinders is ons nakomelinge, en ons kinders, eendag as ons weggeval het, is dit hulle agterbly. Ek praat nou die aand met van die jong manne, jong mense hierso. En ek sê vir hulle, julle is die toekoms van die kerk, die jong mense, die kinders van vandag is die toekoms van die kerk. En dis hulle, as ons die dag wegval, wie bly oor? Die jong mense. Dis hulle wat die kerk vorentoe vat. Dis hulle wat met die kerk vorentoe. En dis ons ou mense, ons wat ja gesê het vir Jesus, wat hulle moet voorberei, hulle moet toeberei. Ons moet hulle vorm deur die woord van God. En dis vandag vir ons ek wil nie sê dit is 'n plig nie. Dis 'n noodsaaklikheid dat ons die jong mense, en ek het vreeslik baie respek vir die personeel wat by die kinders werk by die KWS. Julle weet wie julle is. Regtig waar, om daardie kindertjies so ver te kry dat hulle kan verstaan wat in die woord aangaan, en dat dit hulle eie kan maak. En enig as hulle volwasse is, dat hulle weet waar dit gaan. Dit is die fundament van ons lewe. En hy sê dan, so, omdat jy 'n hoopvolle toekoms het, hy 'n hoopvolle toekoms vir jou in gedagte het, sal jy 'n aangename geur wees oral waar jy gaan. Dit sal aangenaam wees rondom jou. Jy sal nie moeg word nie. Jy sal nie sommer net moeg geploeg wees nie. Die woord sê, jy bring jou jare in voorspoed deur en jou jare in aangenaamheid deur. Die Here is so getrou en so wonderlik. Amen. En as ons sê die Here is wonderlik, ek dink nie ons kan dit hard genoeg sê nie. Ek wil dit sê oor wonderlik in die oortreffende trap.
Ek weet nie hoe om dit beter te stel nie. Wonderlik is nie eers 'n sweepie van die wonderlike erns. Ek praat voor die diens met Christine oor 'n jong man wat verskriklike siekte gekry het en so voort. En ek kry soms so hartseer in my hart oor die jong man wat so siek is. En toe dink ek maar net weer daaraan hoe wonderlik die Here is. Christine, die Here is wonderlik. Ek wil nie net die Here moet glo. Jy is vreeslik hartseer oor die ou. Maar jy is wonderlik, ons gaan vir hom intree. Die Here is wonderlik, dit is ons. God is so wonderlik. Hy het ons nie net uit die sonde uitgehaal om ons net te los sodat ons wonder waarheen ons moet gaan nie. Hy het nie dit gedoen nie. Hy het tot vir die kinders van Israel gesê en hy het gesê ek bring julle uit. Hoekom? Sodat ek julle kan inbring. Ek bring julle uit die slawehuis uit om julle in te bring in die beloofde land. Hy bring ons uit die sonde, dieptes van die sonde uit sodat jy kan inbring in sy koninkryk. Dit is die doel. Hoekom hy jou uithaal? As jy ja gesê het, haal jou uit daai donker dieptes uit. En hy bring jou in sy koninkryk van lig. En hy sê ook, hy bring jou in sodat jy die erfenis kan kry wat ek aan jou vaders beloof het. Hy sê dit daarso in ek gaan nou nie die skrif vir jou Deuteronomium 6. Jy kan nou maar gaan lees daarso. Die hoe hy met die Israeliete gepraat het daarso. Hy sê hy wil hulle gee die erfenis wat ek aan julle vaders beloof het. En dis hoekom nie ons uitbring om net om ons te los nie. Daar's soveel mense vandag wat uitgebring is. Ek sien julle amper daagliks. Maar hulle het nog net uitgevind dat daar 'n erfenis is wat Jesus vir hulle gegee het. Hulle het dit nie vorentoe gevat nie. Hulle het dit nie vorentoe gevat en wat daar is 'n erfenis oorgegee aan jou, soveel sodat ons kan weet dit wat aan ons behoort. Natuurlik moet ons renmeester wees van dit wat aan ons behoort, maar ons staan in oorwinning wat God vir ons in store het. En God is nie 'n God van sweepklap die hele tyd. Ja, hy sê moenie sonde straf, seker. Maar ek is seker daarvan, God sal eintlik hier dit goed gaan. Amen. Hy wil eintlik hier dit goed gaan. En as dit nie goed gaan met jou nie, dan is dit nie God se skuld. Ons moet eintlik jou wees. Die voorspoed wat hy vir jou het, die oorwinning wat hy het, sê hy vir jou, ek wil jy moet van krag tot krag gaan, van voorspoed tot voorspoed en tot oorwinning tot oorwinning. So jy kan ook nou vir my vra, so wat is dan nou in ons oorgegee? Ja, ek het ook gewonder. Ek het nogal hierso neergeskryf, ek het gewonder. En Johannes 6, daarvan af vers 46, wil ek vir voorlees, as jy dan vir my kan opsit. Hy sê, nie dat iemand die Vader nie gesien het nie, behalwe hy wat van God kom, hy het die Vader gesien. Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Ek is die brood van die lewe. Jesus, hy is die brood van die lewe. Die punt wat ek hier wil maak is, die dag toe jy ja gesê het vir Jesus en wedergebore geraak het, wat het ons ontvang? Ewige lewe. Met ander woorde, ewige lewe, as jy ewige lewe het, gaan jy nooit doodgaan. Ja, jy gaan hier van aard af. Van jy hierdie onderstel van jou gaan wegwees. Maar jy die ewige lewe hierna ons. En dit stop nie net daar nie. Baie interessant, 1 Petrus 2, vanaf vers 8 tot 10. Hy sê daarso, hy praat hier van die hoeksteen. Goed, ek lees nie van die begin af nie, dis hoekom, dit lyk so 'n bietjie stomp in die begin, maar ons praat hier van die hoeksteen, van die gebou. Want die wat hulle daarteen staan, dis nie die hoeksteen, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Amen. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie hy toe geen barmhartigheid bewys het nie, maar nou bewys is. Ons het vroeër daai liedjie gesing.
Ons is 'n koninklike priesterdom. Dit is wat God vir ons gee. As jy ja gesê het vir hom, is jy 'n koninklike priesterdom. Jy's koningskind vandag. As jy ja gesê het vir Jesus, is jy vandag 'n koningskind. Hy het ons uit die duisternis uitgeroep en ons ingebring in sy wonderbare lig. Wanneer God die lig in jou aanskakel, is daar geen plek vir die duisternis nie. Ek het 'n liedjie geluister van 'n sanger wat sê, hy sê dit in Engels, when God's light shine, the darkness must flee. Die duisternis moet vlug, hy het nie plek nie. As God die lig in jou aangeskakel het, is daar plek vir geen duisternis nie. Maar wanneer die lig afgeskakel is, dan oorheers die duisternis. Dan is dit donker. Donker in jou hart, donker in jou siel, jou lewe is sommer net nie lekker nie. Hoekom sê hy ons is die lig van die wêreld? Ons is die sout van die aarde? Ons is die lig, want hy het ons uit die duisternis uitgeroep. So ons kan nooit weer duister wees nie. Dis 'n ligdraad, jy is die lig, jy is die sout van die aarde, want jou gedagtes moet nou vernuwe word deur die woord van God, sodat daar lig is in elke area van jou lewe. Laat die lig van die evangelie, dis hierdie woord, in jou hart skyn vandag. Sodat jy presies weet wie jy is en wat jy is, omdat jy ja gesê het vir Jesus en omdat jy aan hom behoort. In Hebreërs 2, ek het nou nie die skrif deurgegee daarin, sê die Here, hy het ons oor die werke van sy hand aangestel. Dis wat jy gekry het, toe ja sê. Hy het jou en my oor die werke van sy hand aangestel. En hy het al die dinge onder ons voete gestel, want die onderwerp van alle dinge, hom en hy het niks uitgesonder nie. So die Here ekskuus tog, het alles onderworpe aan ons gestel en het niks uitgelaat nie. Hy het nie gesê net bietjie nie. Hy het alles onderworpe aan ons gestel van sy woord. Hy het niks uitgelaat nie. Maar ons sien nog steeds daar's mense wat nie besef. Miskien is dit met ons ook die geval dat alles aan ons onderwerp is nie. En party mense sien steeds nie dat hulle alles onder hulle onderworpe is nie. Maar waarom is dit dan so? Ekskuus. As jy nie besef wat alles in onderworpe is nie, kan dit wees as gevolg van 'n ongelowige toestand. 'n Ongelowige toestand, meeste van die tyd, word gedryf na 'n vreestoestand. Jy's bang. Jy's bang vir iets. En nou praat ek nie van die vrees van God nie. Ek praat van vrees van nie genoeg nie. Vrees van gaan dit nie maak nie. Ek praat nou van vrees van ek het nie. Dis die vrees wat ons van praat. Ongeloof. Nou as gevolg van vrees en vrees en ongeloof, loop ons nie in die volheid wat God vir ons beskikbaar gestel het deur die bloed van Jesus nie. Hy wat Jesus het hierdie genade van God vir elkeen van ons die dood gesmaak, sodat ons vandag nie onder enige ongewone druk of las of ongeregtigheid en sonde hoef te lewe. Ons hoef nie. Hy het alles klaar vir hom gevat. Dis 'n keuse wat ek en jy vandag maak om in daai toestand te lewe. Onthou, ons het vroeër gesê, of jy is in die lig of in die donker duisternis. As jy in die lig is, ja van Jesus, dan hoef jy nie in die ongeregtigheid en die las van sonde te lewe nie. Hy het ook gelei dat ons nooit hoef siek te wees nie. Hy het ook gelei dat ons nooit hoef arm te wees nie. Hy het alles onder ons voete gesit en ons aangestel oor die werk van sy hande. Geliefdes, verstaan jy dit vandag? Omdat jy ja gesê het vir Jesus, het hy jou aangestel oor die werke van sy hande. Amen. Want hy het jou lief. Hy het vir jou gesê, ek stel jou aan. So besef jy vandag, nadat jy ja gesê het, is jy jou aangestel. Iemand het eendag wêrelds, ek wil dit eintlik nie sê nie, gesê, ou gevra, wat doen jy? Hy sê nee, ek werk vir 'n
globale intergalactic maatskappy. Iemand op 'n vliegtuig gesê. En hy vertel vir die vrou, wat sê regtig, wat doen jy alles? Nee, ons kyk na mense van geboorte tot dood. Ons kyk na mense, ons kyk na, ons doen huwelikswerk en ons doen begrafniswerk. Sy sê, yes, wat is wonderlik? Wat se maatskappy se naam? Hy sê, dit is die kerk. Ek werk vir die kerk. Ek weet nie of jy dit al gesien het nie. Maar dit is wat ons doen. As jy ja gesê het vir Jesus, is jy deel van daai. Ons werk, ons kyk na alles, ons kyk na almal, ons werk met mense, ons bedien die woord aan mense, ons doen alles, ons bid vir mense. Dis wat ons doen. Dis wie ons is in Jesus, as jy ja gesê het. En hy sê daar ook in Kolossense 2, ek het, hoef nie op te sit nie, Kolossense 2, daarvan af vers 13 tot 15, hy sê daar, hy het ons insittinge wat vyandig was, uitgedelg en weggeruim, deur dit aan die kruis vas te naal. Nadat hy die owerhede en die magte uitgeklee het, en hy het hulle in die openbaar tentoongestel, en oor hulle getriomfeer. Dis die goed wat die mense gebind het. Hy het hulle klaar uitgekleed, en hy het hulle gesê, hoor, hier is die goed, wat julle bind, hier is hulle. Kind van God, kind van die allerhoogste skepper God. Ek wil vandag vir jou sê, jy is vergewe. Jy het vergifnis gekry. En as jy voel die vyand kla jou aan, wat sê ons vir hom? Sê vir hom, nee vyand, ek is duur gekoop deur die bloed van Jesus. Ek is duur gekoop deur die bloed van die lam. Jesus Christus het gesê, dis volbring, dis klaar, it's been paid in full. Daar's geen niks wat hy jou ook kan aanval nie. Hy het jou skuldbrief uitgedeel. En deur dit vas te naal aan die kruishout, hy het elke geestoestand wat jy probeer kortwiek, deur hulle uit te kleed, en het van hulle 'n openbare spektakel gemaak. Dis nou maar die woord wat ek hier neergeskryf het, dis die enigste woord wat ek kon gekry het, tentoongestel. Hy het van hulle 'n spektakel gemaak, van die magte. En hy het hulle autoriteit weggevat, sodat ons nie aan hulle onderworpe hoef te wees nie. Ja, sê vir Jesus, dis wat ons is nie. Stem nie saam met my vandag dat hy is Jesus. Hy is die naam bo elke naam. Kan ek 'n amen kry? Amen. Amen. Hy is die naam bo elke naam. En nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. Daar waar ons nou is hy die naam bo elke naam. En die dag as ons voor hom staan in die hemel, is hy nog steeds die naam bo elke naam. Hy sal nooit anders wees nie. En die oomblik dat jy vir Jesus begin dien, is dit nie net hier wat jy sy vreugde en sy vrede sal smaak nie, maar ook in die lewe hierna, tot in ewigheid. Ons het ons gesê, hy is die naam bo elke naam, tot in alle ewigheid. Dit is wie hy is. En geliefdes, nog 'n vraag wat ek wil vra is, wie is die gemeente van God vandag? Ek en u. Ek en jy. Dis wie die gemeente van God is vandag. Want toe ons ja gesê het vir Jesus, toe kom woon die Heilige Gees in ons. En wat is die Heilige Gees? Hy is die krag van God, wat die een is wat die woord van God waar maak, sodat die volheid van alles en almal hy dit sal vervul. Dis wat die Heilige Gees van God is. So as jy vandag wonder, hy het alles onderworpe aan hom, hy alles oorgegee aan ons, sy geliefde kinders, u en ek, jy en ek, wat hy so lief het, en hy wil nie hê ons moet eendag in siekte of moeilikheid lewe nie. In die Ou Testament staan daar gedeelte in, dis 'n baie bekende gedeelte, Hosea 4 vers 6. Hy sê daarso, my volk gaan ten gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis. En dan gaan hy verder, ek gaan dit nie verder lees nie, die woord uit nie, maar hy gaan verder en hy sê, ek sal net jou kind se kinders vergeet, as gevolg van jou gebrek aan kennis. So, gebrek aan kennis beteken, ons gaan ten gronde, omdat ons nie weet in watter autoriteit ons staan nie. Ons gaan ten gronde, omdat ons nie die woord ken nie. Want die woord spel dit vir ons uit. Wat ons doen, wat ons nie moet doen nie, waar ons moet gaan, die woord spel dit vir ons uit. Ons het selfs al, ek het al gesê, selfs in 'n wiskundige toets,
van ons seun wat op universiteit is, die wiskunde toets, begin met 'n vraag uit die Bybel uit. 'n Wiskunde vraag uit die Bybel. Selfs in die woord. Glo my. So, dit was nog nooit God se hart dat ons in gronde sal gaan nie. Nee, die teendeel is egter waar. Hy wil ons moet opstaan in die oorwinning wat reeds behaal is. Hy sê, hy wil graag hê ons moet in die oorwinning wat hy ons gee, ons moet daarin wandel. Ons moet nie terugkyk nie. Hy sê hierso in Romeine 8 vers 16, die Gees, hy praat van die Gees, getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is, en ons is kinders van God is, dan is ons ook erfgename. Geliefdes van God, is dit die goeie nuus nie? Ons is erfgename van die almagtige skepper God. Is dit die goeie nuus nie? Amen. Dis was my goeie nuus. Ek is jubelend juig sommer hierso. Ekskuus, ek raak net opgewonde hieroor. Hy sê die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is, en dat jy aangestel is oor die werke van sy hande. 2 Korintiërs 6, vanaf vers 1, hy sê nie daar, en as medewerkers vermaan ons julle, dat julle van die genade van God nie te vergeefs mag ontvang nie. Liefdes, daar's vandag genade op jou lewe. En die Here wil nie hê jy moet dit te vergeefs ontvang. As jy die genade kry, dan beleef ons in daai genade. Dit moet nie te vergeefs wees nie. Onthou die werke wat hy doen, is nie te vergeefs nie. Dit wat hy in jou doen, mag nooit ten gronde gaan nie. En die Here wil nie hê jy moet enige iets van hom kry, wat jy nie gaan gebruik nie, wat jy nie sal besef nie. Hy sê, hy is 'n medewerker saam met jou. Daar's nie een dag wat jy alleen sal staan nie. Daar's nie een dag wat hy nie as 'n medewerker saam met jou sal staan. Daar's nie een dag nie, nie een oomblik nie. As jy gesê het ja vir Jesus, dan beteken dit, jy sal vandag nooit alleen staan. Jou hande, jou oë, jou mond, jou liggaam, van die kroon van jou kop of tot by die voetsole, behoort nou aan Jesus, en nie meer aan jouself nie. Besef ons dat jy kan nie meer aan jouself behoort nie, as jy ja gesê het vir Jesus. En wat nog meer is, as jy ja gesê het vir Jesus, en die dien hom, het jy gemerk as sy einde. Jy het 'n merk op jou. Jy is sy einde. Jy is syne. En niemand sal jou uit sy hand uitruk. Hy sê dit, niemand nie sal jou uit sy hand uitruk nie. Maar daar is ook 'n waarskuwing, wat ek ook vir jou wil waarsku vandag. Hy sê daar in 2 Korintiërs 6 ook, al vanaf vers 14, en net die gedeelte, klein gedeeltetjie voorlees. Moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis. En 'n ander gedeelte in dieselfde vers sê, want as julle die tempel van die lewende, julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het, ek sal in hulle woon, en hulle onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees, sodat hulle vir my 'n volk kan wees. So God sê hierso, ons is God se tempel. Ons is die tempel van die Heilige Gees. Jou liggaam, jou hart, jy is die tempel van die Heilige Gees. So ons het geen ooreenkoms met enige aandeel tot enige afgod of duisternis nie. Dis God se hart dat ons van 'n volk is, dat ons die geregtigheid van God sal demonstreer hier op aarde. Omdat daar soveel ongeregtigheid hier op aarde is dit ons werk om die geregtigheid te verkondig. Hoe ongeag, hoe ongewild jy ook al sal voorkom, dis ons werk as kinders van God, ja sê is vir Jesus, om die geregtigheid van God te verkondig hier op aarde. Ja, jy gaan teenstand kry, jy gaan ongewild wees, maar onthou net, dit maak nie saak nie. Dit goue of silwer voorwerp nie, gewillige voorwerp. En wat nog meer is, God is almagtig, hy is altyd oral, maar ek en jy is vandag God se adres hier op aarde. Terwyl jou voete hier op aarde is, en ja gesê het vir Christus, Jesus Christus van Nazareth, dan behoort die lewe nie meer in jouself nie, maar aan God. Dit is so maklik soos dit, dit is graad 1. So wat 'n voorreg
om aan Jesus Christus te behoort. En nie aan 'n Baal of 'n Mohammed of 'n enige Indiese god. Ons behoort aan Jesus, die lewende God, die almagtige skepper van heel hemel en aarde. Wat 'n groot. Amen. Daar jy vandag sit, na my kyk, na my luister. Wie ook al kyk en luister. Jou lewe is vandag 'n borde aan God. En as ons jou kom soek, as jy nou nie vandag hier is, waar sal ons jou kry? Sal ons jou kry daar waar jy die dinge wat bo is aan dink en nie die aardse dinge nie? Sal ons jou daar kry? Ek glo so, ek hoop so. En as jy nie aan die aarde dink, as jy net aan die dinge op aarde dink, dan is jy eintlik soos 'n hoender wat net loop op pik. Nee, geliefde. Ek en jy moet op hoogtes wandel. Ons is soos 'n arend wat moet op hoogte funksioneer. Ons is soos 'n arend. Jy moenie hier op aarde so vasgevang word dat jy vergeet van dat jy moet hoog vlieg nie. Nee, ons moet sweef soos arende. Nie hier onder as hoenders op die grond rondloop nie. Jy moet vlieg in elke omstandigheid. Onthou, jy is aangestel met elke geestoestand wat jy mag beleef. Waar jy ook al kan wees, is jy onderworpe aan jou en jy is meer as 'n oorwinnaar deur Jesus Christus wat jou krag gee. Amen. God sê, jou hele liggaam is 'n tempel. Dis hoekom ons gereeld moet hande lig. Dis hoekom ons gereeld moet sing, ons stemme verhef. Dis hoekom ons gereeld op ons knieë moet gaan. En want ons behoort aan hom. En vandag moet jy kan besef dat jy plat op jou gesig voor die God, die skepper van hemel en aarde kan lê en vir hom alles sê, Here, alles van U, alles van my behoort aan U. Amen. Party mense, daar is mense wat dit nie besef dat ons aan hom behoort nie. Maar as jy vandag weet dat jy 'n tempel van die Heilige Gees is, kyk jy met jou oë en jy sien die glorie van God raak. Hoor jy met jou ore en jy hoor die glorie van God. Jy hef op jou hande en jy sê van God, hy is wonderlik en hy is almagtig. Dankie Here, hy is groot almagtig en ek waardeer die inspraak in my lewe vandag. Die vraag is, verklaar jy daagliks jou liefde aan hom? Verklaar jy dit daagliks? Ek wil amper sê uurliks. Ek wil amper sê minuutliks. Verklaar jy jou liefde aan God? Want hy het jou so lief omdat jy ja gesê het. Hy wil eintlik nooit weg wees van jou. Hy kan nooit weg wees van jou nie, maar hy wil heeltyd saam met jou wees en hy wil heeltyd met jou praat. Die vraag wat ek wil vra is, hoe kan jy vrees? En ek praat nie van vrees van God nie. Hoe kan jy vrees en in ongeloof staan as jy weet alles van jou behoort aan God? Alles wat jy het, alles wat jy is, alles wat jy ooit gaan wees, wat jy al gehad het, is alles God se. In elk geval. Dit maak nie saak wat ou van die politieke arena sê nie, alles behoort aan God. Amen. So in elk geval. So, maar vrees kom te voorskyn die oomblik as jy geloof jou val en jy neem 'n ding uit God se hand en jy dink jy kan sommer dit self aanpak. En sodoende kan praat en sê ons net wat ons wil en ons doen wat ons wil en wanneer alles opblaas in jou gesig. Ja, maar waar's God? Nee, geliefde kind van God. God het 'n orde in sy koninkryk. In die koninkryk van lig. Daar's reëls. Daar's reëls wat jy moet doen. Jy moet verstaan, jy het geen aandeel in die koninkryk van die duisternis nie, ook geen mense wat God nie wil dien nie. Want as jy die hele tyd rondhang met mense wat God nie wil dien nie, en mense wat nie in die brand is vir Jesus nie, gaan jy naderhand blou warm word. En dis nie net 'n sinspeling nie, dis 'n feit. Maar as jy rondhang saam met mense, ek sê nie skuif hulle net weg nie en sê ag, ek het niks met jou. As jy saam met sulke mense rondhang, moet jy weet jy het werk om te doen. Maar as hulle nog steeds nie wil luister nie, dan moet jy aanbeweeg. Onthou dit. Ek haas my nou aan die einde van ek wil graag 'n afsluiting nou. Misschien kan dit dalk later hier kom 'n genade stap. Kan ons
nou ons gereed maak, maar ek is nou by die afsluiting, baie dankie. Romeine 12 vers 11 en 13 sê, wees nie traag in die ywer nie, wees vurig in die gees, dien die Here, verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed, maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges, streef na gasvryheid. Hoekom? Want die Heilige Gees is die een wat die krag van God demonstreer. So as jy die woord van God, as jy wil hê die woord wat in jou lewe, en dit moet uitgaan uit jou en doen waarvoor dit bestem was, moet jy vurig wees van gees. Jou gees moet konstante vlam hê, so die vuur moet van binne afkom. Wees nie traag in die ywer nie. Moenie slap lê in jou wandel met God nie. Dit is nou tyd om op te staan en beskikbaar te wees. Dit is tyd om teenwoordig te wees, kind van God. Dit beteken, dit is tyd om op te trek. Word deel van die aktiwiteite, geliefdes. Van die eredienste, wees deel van die bidure, wees deel van die mentorgroepe, die Bybelstudies, die toerusting kursusse, wees deel van dit. En dit alles deel is deel van om die koninkryk van die lig te wandel. Hy sê daarin Markus 16, hy sê in vers 17, hy sê, vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. En my naam sal julle duiwels uitdryf, nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem, en as hulle dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad aandoen. Op siekes sal hulle die hande lê, en hulle sal gesond word. Die vraag hier is, glo jy? As jy vandag glo, dan sal jy die tekens volg. As jy ja gesê het vir Jesus, en jy wandel die pad met hom, sal dit jou deel word. Die voorwaarde is, jy moet opdaag. Jy moet kom, jy moet hier wees, jy moet opdaag. En sê, Here, hier is ek. Staan op in die autoriteit wat hy vir jou gegee het, en toe jy ja gesê het, besef jy. Ek dink in hierdie tyd besef jy al, en wat autoriteit nie staan. 2 Korintiërs 4 vers 4 sê, naamlik die ongelowiges in wie God van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie, die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Mense is vandag bedruk. Hulle kort die verligting van die evangelie. So, iemand wat nie die evangelie ken en ons ken dit, is dit ons plig om dit in hulle voor te lê. Die God van hierdie wêreld verblind mense se oë, dat hulle nie kan sien nie. En ons, as ja-seers vir Jesus, dis ons plig om te bid, dat elke bose mag, wat mense se oë verblind, gebind sal word, en dat die verligting van die evangelie aan hulle bekend sal word. Ons wat ja gesê het vir Jesus, moet bid dat elke bose mag, wat in hierdie stad, in die land, in hierdie wêreld, mense bind, dat hulle gebind sal word. En as jy nog steeds wonder, of jy autoriteit het, en selfs in hierdie deel, wil ek graag vir jou laaste skrif voorhou, Lukas 10 vers 9, en ek 'n tweede laaste skrif. Hy sê, kyk, ek gee aan julle die mag, om op slange en skorpioene te trap, en oor al die mag van die vyand, en al die krag van die vyand, nie bietjie nie, party nie, al die krag, en niks sal julle onskade doen nie, en dis alles is nog meer wat jy ontvang het, toe jy ja gesê het vir Jesus. En wat doen jy daarmee? Ons oefen dit uit, in die autoriteit wat aan ons gegee is. Onthou, ek het vir in die begin gesê, onthou, wat ek gevra het, is dit beslis die moeite werd? Ja, ons staan oor dit. En dit is beslis die moeite werd, om ja te sê vir Jesus. Amen. Moet ek saam. Hemelse Vader, Here, ons dankie vandag, Here, dat ons kan ja sê vir U gaan wees, Here. Dankie, Here, dat ons kan ja sê vir U, en omdat ons ja gesê het vir U, vandag is dit soveel so, Here, dat ons, ja, Here, soveel gekry het. Ons het soveel dinge gekry, ons het autoriteit gekry, ons het U liefde gekry, ons het die ewige lewe gekry, ons het 'n hele pakket gekry, Here. Here, dat ons in daai ja staat van ons sal kan vorentoe gaan, Here, in waarheen U ons lei. Here, en dat ons sal kan weet vandag, Here, omdat ons ja gesê het vir U, Here, gaan ons vorentoe, want U het ons oor die werke van die hande aangestel. En Here, dan wil ek tog vra, Here, dit wat U ons oor aangestel het, laat ons asseblief vandag goeie rentmeesters wees van dit, waar U ons aangestel het, of dit ons kinders is, of ons besittings is,
of ons geloof, of ons bediening, of ons interaksie met ander mense, maak nie saak nie, dat ons goeie rentmeesters vir dit sal wees, sodat U behaag sal word, en U verheerlik sal word, Here. En Here, dat ons in elke asemteug wat ons neem, U sal loof en prys. Dat ons nie een asemteug sal mors op 'n onbenulligheid nie, Here. Dat ons dit sal gebruik tot eer van U naam. Here, ek wil graag hierdie woord vasmaak vandag in elke hart, siel en gees. Heilige Gees, wees U asseblief die naprediker van hierdie woord, en dat hierdie woord nie mag bly nie, dat dit sal uitgaan en gaan doen waarvoor dit bestem is, en die woord nooit leeg sal terugkeer nie, soos U woord duidelik sê. Here, en ek eer U daarvoor, Vader, in die wonderlike naam van Jesus, loof en prys ons U. Amen. 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 Baie dankie. So wil ek